is Mariana Lourens en ek is natuurlik Artie Chats of kuns of vermaak vir kuns en vermaak geselsies. En ek is so opgewonde vandag want die persoon wat ek by my het, ons was saam op radio, hy was natuurlik die baas, hy was die bestuurder en ek was maar net die kleintjie wat in die nag eintlik uitgesaai en toe naderhand ook in die dag oor die shows en goed. Maar dit is Billy Paulsen en dit is seker amper 30 jaar gelede. Presies, 2000. Ja. Dit was 2000, dis nou 2026, so dis 26 jaar. Ja, precies 26 jaar gelede. En hy het natuurlijk baie dinge gedoen. Asseblief vertel ons hoe jy gekom het, want daai liedjie van jou, Môre sal die son weer skyn, was my opening liedjie en my finish off liedjie van my program. Wow. Oh, it was so nice. I opened with it and it inspired me. So that liedjie is that old. Is baie langer as Hy's baie 26 older. jaar. Because he was already Daar staan baie so bekend. vertel vir ons. Luisteraars of kom ons sê dit, kykers. Ja. Dis vir my 'n voorreg om, Marianne het nou my beel geblaas, maar ek wil tog sê, en ons het baie min tyd oor, dat jy was al die jare inspirasie vir my, met jou enthousiasme, die passie wat jy het om te doen wat jy doen in die kunste. Kyk, as kunstenaar oor jare het ek maar baie min in die kunste betrokke gewees, want ek het die bestuur agter die skerms, was ek die bestuurder vir baie van die kunstenaars. Maar ek het 'n begeerte gehad om voor op die platform te kom en ook op te tree. Ek het baie min geleenthede gehad, so as ek mense soos jy gesien het, wat die kunste verder vat en die passie waarmee jy en Lourens, jou man, dit doen, dan was dit riem onder die hart vir my. So dis 'n voorreg vir my om hier te wees en hierdie spesifieke onderhoud met jou te hê oor iets baie besonders. Ons praat vandag oor Môre sal die son weer skyn. Nou, Môre sal die son weer skyn is gebore uit twee mammas se pyn. En die een mamma is my mamma en die ander mamma het ek ontmoet in Calvinia in 1980. Ek het een aand gesit, of althans ek het opgetree in een van die kerke en het 'n tannie voor my gesit. En sy het die musiek geniet want ek kon dit sien. Haar mond het geglimlag, maar ek het pyn in haar oë gesien. En dieselfde pyn was die pyn wat ek in my ma ervaar het. My ma het geglimlag, ons is 10 kinders, sy en my pa was boere gewees. Ja. Hulle het geboer met kinders. Ja. Okay. So, nou is ons baie kinders en my ma moes maar gaan werk om die onderhoud, die huise onderhoud te doen. My pa was 'n baie sieklike man. En ek kan nou die pyn wat sy deurgemaak het, want ons kinders is baie stout gewees en so te meer dat van ons het met die wet betrokke geraak, met die gereg betrokke geraak en vir baie lang jare was van ons in my familie uit die samelewing uitgehaal. So my ma het hierdie pyn gedra. En daai aand toe hierdie vrou, sy het geglimlag, sy het altyd geglimlag, sy het nooit gekla nie. En toe hierdie vrou nou my musiek geniet en ek sien die pyn in haar oë, vra ek toe vir my vriend wat my genooi het, wie is daai tannie? En hy vertel my amper dieselfde storie van my ma. En ek ry huis toe en ek skryf hierdie lied. Nie vir haar nie, maar vir my ma en vandag vir my. Gaan nie deur 'n donker wolk. Wees net sterk, o kind van God. Moet tog nou nie wankel nie, môre sal die son weer skyn. Môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn. Glimlag deur die stormwind, want jy's mos 'n koningskind. Ek het nooit geweet van 1980 tot 2026 sal die lied Môre sal die son weer skyn. Duisende, as nie miljoene mense se lewe verander nie. So ek is dankbaar vandag om 'n tweede geleentheid te kry. Toe ek die geleentheid verlede jaar gebied word om 'n boek te skryf. Want baie het my gesê, jy moet 'n boek skryf oor jou lewe. Ek sê altyd, ek was baie lief vir skool, Mariana. Ek was lief vir graad 5, standaard 3, en ek het 2 jaar nog gesit.
Ek het nie daar gesit omdat ek dom was. Die jaar is te maklik. Ek was nie daar omdat ek dom was nie, maar die omstandighede by die huis was so moeilik geweest. Ja. Dat ons net wil gaan werk om kos op die tafel te Ja, sit. gaan so. En dit het maar, en ek is kort daarna, so. as ek uit die skool uit, maar vir jare het ek hierdie begeerte gehad om iets in die lewe te bereik. En toe ek hierdie lied skryf, en vir 'n ou soos ek wat eers groot geleerdheid gehad op by stadium met die lied nommer 1 vir jare op die treffersparade, as jy nou kyk op die radio speel, Ja. en toe iemand my sê van 'n boek, toe dink ek, wat anders as 'n boek met 365 dagstukkies, of 365 flenters van my lewe, Ja, of ja. brokkies van my lewe. Ja. So die boek is eintlik maar net 'n geleentheid om die staaltjies en die verhaaltjies te vertel en bemoediging vir mense wat dalk deur dieselfde pyn gaan. So ek wil net gou vandag se stukkie, dit is vandag is 17de Februarie. So ek gaan vandag se stukkie lees. Ons het dit nou nie beplan so nie toe ek geskryf het nie. Ons het maar nou beplan vir hierdie datum, maar ek lees gou vir jou wat ek in die geloof geskryf het voor ons hierdie onderhoud gedoen het. Ja. So luister, miskien pas dit jou ook. Dit sê jou pyn sal 'n getuienis word. En ons lees in 2 Korintiërs 1:7 en ons hoop vir julle is vas. Omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Pyn is seer en ongemaklik. Een van my liedjies sê, soms is daar so baie pyn in my, dan wonder ek wat maak my die seerste kry. Maar alles kom op een punt neer. Groot pyn, klein pyn, wat ook al. Albei maak baie seer. Niemand vra vir pyn nie, maar pyn het die krag om ons te vorm en nie te vernietig nie. Dit wat jou breek, bou jou op en dit as jy dit toelaat. Jou pynlike pad kan vir iemand anders 'n padwyser wees. God mors nie pyn nie. Hy vorm daardeur 'n getuienis wat ander se lewens kan aanraak. Jou seer gaan nie verniet wees nie. Dit gaan iemand hoop gee. Hou aan stap, selfs deur die trane wat jy nou deurmaak. Is dalk wat iemand anders eendag sal red. Eindelik leer pyn ons om anders te kyk, nie net na ons seer nie, maar na God se hand daarin. Waar ons breek, is hy besig om te bou. Waar ons huil, is hy besig om hoop te vorm. Vertrou met jou pyn. Want in sy hande word dit nie verniet nie, maar 'n bron van genesing vir jou en vir ander. Dan sluit ek elke dagstukkie af met môre sal die son weer skyn, om 'n samevatting te kry. En die samevatting wat ek vandag het is, jou pyn word 'n brug van hoop vir iemand anders. Hou vas. God skryf nog aan jou storie. Amen. Baie dankie. En dit Hoop jy gaan dit geniet. Dit is soos daai gebreekte pot wat van die pottebakker, Daar sê. wat hy weer aan mekaar sit, maar soos wat hy dit wil hê. Daar sê. En niemand weet hy pot, dit is 'n gebreekte pot. Was ooit gebreek nie, want hy met goud, soos die Japaneese dit doen. Ja. Ja. En Billy, nou wanneer launch jy nou die boek? Ek het vandag goeie nuus gekry. My uitgewer, ek gaan gou 'n bietjie brag, soos hulle sê, gaan nou daar is sy. Dit is nou Elaine Broekman. Sy het dit is nou van Audience of One, uitgewers, publishers, en sy het vandag my gestuur die boek, of althans 'n foto, om te sê dat die boek het so pas op haar lesenaar beland. Die boeke het so pas in haar kantoor beland. So daar's 'n link wat julle op die skerm sal sien. So bestel dit op haar link en dan op die webwerf kan julle dit kry. Dit is nou vir bestellings. Julle kan die boek direk bestel. Wat nou gaan Of ook skakel my. 082 443 2209. sê dit net weer? Dis 082 443 2209 of my web op jy kan ook my e-pos billy@paulson.co.za. Maklik. Baie maklik. Easy peasy. billy@paulson.co.za. Hulle kan jou ook deur my in die hande kry. Dis hy. Ek dink kom ons maak dit so. Hierdie vrou gaan vir julle. Sy is nou van vandag af
gaan sy die verteenwoordiger wees hier in die baai. En ek skuld jou vir dit. Dis 'n ek sit dit nou so publiek, as jy nou 'n aanstelling, dan is dit nou jou aanstelling. Ek Koop Laurens is te vind daarmee. Dit is wat klein boeties doen aan hulle ouses. Dis Ja, dis hulle ouses as. man op 'n hoë noot of 'n eind of swanesang. Wil ek net weer eens vir jou baie dankie sê dat jy nog sterk is en dat die Here nog goed is vir jou. Môre sal die son weer skyn. Môre sal die son weer skyn en baie dankie vir jou ook. Dankie vir die geleentheid. En ook as julle wil hê ek moet in julle bediening kom optree of kom praat met die jong mense, ek doen dit graag by skole, ek tree baie by skole of as daar ander geleenthede, laat my weet, julle het my nommer, ek sal dit graag wil doen. Ek doen dit graag. Ja, en daar's baie wat weet van sulke geleenthede. Ja. So baie dankie Billy. Dit was so lekker. Baie dankie. Baie dankie. Dis so lief vir jou. Baie dankie. En môre sal die son weer skyn. Môre sal die son weer So van my, Mariana Laurens, is dit natuurlik Arivari, maar ook môre sal die son weer skyn. Môre sal die son weer skyn.